nou wys sy vir my, sy kan nie hoor nie. So is dit bietjie beter. Hy was hier bietjie afgestel. So ons tema van die reeks Petrus en Pinkster. Kyk ons dan so na die lewe van Petrus en kom ons dan uit by die werk wat die Heilige Gees ook so in sy lewe gedoen het. Maar voordat ons daarmee begin, gaan ons staan, dan sing ons openingslied hartlik saam. O Heilige Gees, vervul my weer. Maar u kan dan net so sit en dan sing ons hierdie lied hartlik saam. Voordat ons by ons skriflesing kom, noem Tannie Isabel, dit gaan baie beter met haar, sy is ontslaan uit die hospitaal uit, sy is terug by die huis, en oom Piet sê, sy lyk aansienlik beter, so sy lyk weer vol lewe en reg, en sy het vir my boodskap ook vandag gestuur, dit gaan baie beter, so ons is dankbaar daarvoor, en ons bid ook vir haar vir daardie volkome herstel. Dan Tannie Hanna was vanoggend vir die operasie gewees, oom Albert sê, dit was 'n 2 ure operasie gewees, maar dit gaan beter. So, dit het ook goed afgeloop, en die dokter wat die operasie gedoen het, is ook baie tevrede. Hy het 1 klier uitgehaal met 'n gewas op, en hulle glo dat dit nou die probleem sal oplos. Ons bid dan net vir haar ook vir 'n spoedige herstel, en ons is dankbaar dat dit so goed afgeloop het. Ons is dan terug by ons normale stand van sake, ons het weer 'n skriflesing, en ons skriflesing dan vanaand is Handelinge 1, vers 1 tot 8 en dan ook Handelinge 2. Handelinge 1 vanaf vers 1 en dan gaan ons ook 'n gedeelte van Handelinge 2 lees. Kom ons lees die gedeelte saam. Inleiding en dan die hemelvaart van Jesus. Ons het die gedeelte, die donderdag wat dit hemelvaart was, het ons dit ook gelees en daaroor gepraat. Maar kom ons lees saam van vers 1 af. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê,
van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En dan natuurlik die baie bekende vers, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Ons slaan dan oor, ons gaan na Handelinge 2, vers 1 toe. Die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Nou ons het gepraat, die heel eerste boodskap, oor wat die Pinksterfees is, hoekom die Pinksterfees, en ek sal nou weer so iets daaroor noem, maar nou het ons daarom die agtergrond. So dan vers 2, skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige man, wat onder die hemel is, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en dit gee ook ons vir ons baie lig op hierdie onderwerp, gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar sê, dan nie Galileërs nie, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamite, die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigia en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië wat by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Ons gaan dan net tot daar lees vanaand en ons sien so duidelik die gebeure in die skrif, maar voordat ons daaroor gesels, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons kom maak U naam groot vir hierdie aand. Here, ons kom maak U naam groot, dat ons al van Sondagoggend af kan besig wees met 'n Pinksterreeks, Here, en ons is net hier saam oor daardie groot werk wat U gedoen het, Here, waar U die Gees uitgestort het. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Ek dink nie 'n mens kan begryp wat die volle omvang daarvan was en watter groot verskil dit in mense se lewens maak nie. Maar ons kan vir U dankie sê, Here. Ons kan dit vier, ons kan U naam groot maak en ons kan so by mekaar kom en U woord oopbreek. Sê ons ook dankie, Here, dat ons deur U Gees die woord kan oopbreek en dat ons so die waarheid daarin kan sien, kan leer en daardeur ook nader aan U kan beweeg. En dis ons begeerte in hierdie week, Here, ons wil nader aan U beweeg, ons wil meer van die Gees in ons lewens ervaar en ons wil meer en meer ook wees. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons ook lees in die woord, U woord sê vir ons, nader tot God en hy sal tot julle nader. En dis wat ons doen, Here. Ons kom nader tot U, ons het 'n begeerte, ons open die woord en ons het daai vertroue, U sal ook tot ons nader. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Ons dankie dan vir hierdie boodskappe, ons dankie vir die woord, ons dankie vir dit wat ons kan ervaar in hierdie tyd. Ons maak U naam groot en ons loof en ons prys U vir wie U is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons teks van oordenking dan is Handelinge 2 vers 1
En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal, en ons fokus is op almal, want Petrus was een van daardie almal, soos ons nou gaan sien, hulle almal eendragtig by mekaar, en praat ons vanaand en môre aand, praat ons oor Petrus en Pinksterdag. So, ons het nou gisteraand en die aand voor dit gepraat oor die hoogte en die laagtepunte, vanaand en môre aand, Petrus en Pinksterdag. So ons het nou 'n redelike gedagte van hoe Petrus se lewe verloop het. Ons het daar heel eerste ontmoeting gesien. Ons het gesien hoe die roepstem van die Here uitgaan na hom toe, volg my, en waar daai groot verskil ingekom het, waar Petrus besluit om alles agter hom te los en die Here Jesus te volg. Ons het gesien, dit verander die lewe, ons kan amper sê hy ontvang 'n nuwe lewe. Toe het ons ook deur sy lewe gesien, daar was geestelike hoogte, waaroor hy die Here natuurlik dankbaar was, maar geestelike laagtepunte in gebeurtenisse. Dis natuurlik nie al nie, ons het 'n paar gebeurtenisse oorgeslaan, en ons gaan so 'n paar gebeurtenisse nog oorslaan, soos, ons praat nou nie daaroor die einde van Johannes nie, daar is die Jesus by die see van Tiberias, en hy verskyn aan sy disippels, en hy gaan haal vir Petrus daar, want Petrus het mos teruggegaan na die viswaters toe, maar hy sê ek gaan vis vang, en die Here Jesus gaan haal hulle daar, en dan vra hy ook vir Petrus daai bekende vraag, Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Nou die enigste rede hoekom ons nie in hierdie tyd oor daai gebeurtenis gaan praat nie, is, dink einde Maart, miskien einde April, het ek 'n hele boodskap net oor daai gedeelte gehad. En die waarde wat ons daarin gevind het, is die feit, dat hy weer gaan visvang het, en so moet ons nie teruggaan na ons ou lewe toe, nadat ons gered is nie, waar baie mense, hulle is gered, maar hulle gaan dan maar eintlik weer terug in daardie groef, en gaan weer terug na die viswater toe, hulle ou gewoontes toe, hulle leef soos hulle voor hulle redding geleef het, en dit moet ons nie doen nie, maar die Here Jesus kom 'n halmens gelukkig daaruit. En hy bring jou weer op die plek wat 'n mens moet wees, en Jesus wat vir Petrus 3 keer gevra het jy my lief? En het ons dan elke keer gesien, daai opdrag, laat my skape wy, en die ander opdragte wat daar was, en dit is net die feit, dat liefde, ware liefde, gaan oor in aksie, toewyding gaan oor in aksie, maar na dit, so nou beweeg ons aan, kom ons by Handelinge 1 en Handelinge 2, dit waarna ons vanaand gaan kyk. Ons fokus is op Petrus, en ons kyk wat gebeur rondom Pinksterdag, so ons praat eintlik oor voor Pinksterdag, op Pinksterdag en na Pinksterdag, al daardie gebeure, en dis hoekom ons eenvoudig net sê Petrus en Pinkster. Iets oor Pinkster genoem, dit was die Joodse fees gewees, hulle die fees van die oes genoem, of die fees van die weke genoem, en interessant, as 'n mens nou gaan kyk, as die Jode op hulle tradisionele manier tel, soos wat tyd het, dan het die Pinksterfees altyd op 'n Sondag geval, die eerste dag van die week in die woord. Jesus het op die Sondag staan uit die dode uit, so ons noem dit mos die opstandingsdag, het ons by mekaar kom, hy het op die Sondag sy gees uitgestort, en so reg deur die vroeë kerk, het die kerk op Sondag by mekaar gekom, nou nie op Saterdag soos die Jode nie, maar net interessant, dat die Pinksterfees ook op 'n Sondag val, maar ons fokus is op Petrus in hierdie tyd, op Pinksterdag, en natuurlik die uitstorting van die Heilige Gees. Dit bring twee groot veranderinge, of die tweede groot verandering in Petrus se lewe. En dan uiteindelik die doel waarby ons in hierdie reeks wil uitkom. Hoe Pinksterdag van die Heilige Gees. So net so vinnig, ons fokus is mos op Petrus, duidelik betrokke hier. Hy was by die hemelvaart, Handelinge 1 vers 13, waar hulle in die bovertrek by mekaar kom, na die hemelvaart word Petrus pertinent genoem. En in Handelinge 1 vers 15 is dit Petrus wat opstaan, en hy belê die eerste vergadering, waar hulle 'n nuwe disipel in die plek van Judas moet kies, en hulle moet kies dan mos vir Matthias. En dan nadat hulle so duidelik gewys het, die disipels is daar, Petrus is daar, staan in Handelinge vers 1, en toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal, Petrus ingesluit, eendragtig by mekaar. So Petrus en Pinksterdag.
Maar kom ons bring onsself net gou weer in lyn met waar Petrus was. Kyk, die woord is en kragtig, en ons kan onsself baie keer in Bybelkarakters se skoene sit, en daar's vir ons waarde, daar's vir ons 'n boodskap, want soos ons gisteraand gesê het, hulle was mense net soos ons, en dis altyd vir my so treffend, die vers van Elia, Jakobus vers 17, Elia was 'n mens net soos ons. Moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën. Dit bring net weer daai gedagte. Die mense van wie ons lees, is gewone mense. Petrus was 'n gewone mens. So as ons in sy sit, baie lesse. As ons onsself dan nou in lyn bring met waar Petrus se verhaal is, dan sal dit nou so iets lyk. Nou, u sal miskien hierdie prentjie, die basisprent onthou van laas jaar met ons Pinkster, maar dit sal basies so iets lyk. Petrus was ongered, hy was 'n visserman, maar die Here Jesus kom roep hom, volg jy my? En Petrus maak daardie besluit om die Here Jesus te volg, en hy word gered. Hy word 'n kind van die Here, hy word 'n disipel, en hy gaan deur daai eerste ontmoeting. En so is ons ook op hierdie punt deur, ons het besluit iewers in ons lewens, ons wil die Here Jesus volg, ons gaan hom aanneem, ons wil sy kind word. Dan sê Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So die eerste verandering, waar ons ook, ek het vroeër gesê, Petrus het eintlik 'n nuwe lewe daar gekry, waar ons 'n nuwe lewe ontvang, Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Hierdie is nie 'n letterlike doop nie, dit is 'n vereenselwiging, begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, is ook so in 'n nuwe lewe kan wandel, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So ons begin 'n nuwe lewe basies daar. Daai is 'n wegspringpunt. Dis nie 'n eindstreep nie, dit is die begin. Maar net soos Petrus, as ons by daai punt kom waar ons by daai lyn is, dan is dit nie maanskyn en rose nie. Ons is nuwe kinders van die Here, ons is jonk in die geloof, en al word ons ouer, baie mense bly jonk in die geloof. Ons weet Paulus gebruik die voorbeeld van melk en vaste spys, en so dit gaan nie noodwendig oor ouderdom nie, maar ons is nuut in die Here, en ons gaan dan ook deur hoogtepunte en laagtepunte, daardie op en af lewe, soos die prent van die tuimeltrein wat ek vir u gewys het, net die rollercoaster, waar ons geestelike hoogtepunte bereik, en waar ons laagtepunte bereik, en dit is 'n frustrasie. Dit is 'n teleurstelling wanneer 'n mens daardie laagtepunte bereik, en 'n mens weet nie altyd watter kant toe nie, en jy soek 'n oplossing, en 'n mens smag na daai hoogtepunte, 'n mens smag eintlik na 'n konstante lewe saam met die Here Jesus, maar daai laagtepunte bly 'n stryd. Nou Paulus het ook hierdie stryd gehad, ons praat oor Petrus, maar ons verwys maar so na Paulus ook, en hy skryf oor hierdie stryd in Romeine 7 vers 15 tot 20, hy skryf, want wat ek doen, weet ek nie. Wat ek wil, dit doen ek nie. Maar dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees, klink dit bekend? In my vlees niks goed woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. So het laat ons so dink aan wat die Here Jesus gesê het, nee, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Paulus skryf, dit wil sê die vlees, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Paulus bereik ook hierdie laagtepunt, hy het ook hierdie stryd, net soos wat Petrus gehad het, net soos wat ons dit ervaar. En ons het 'n oplossing nodig, 'n mens kan nie so aangaan in hierdie, kom ons noem dit nou maar 'n tuimeltrein lewe nie, 'n mens kan nie aangaan met hierdie hoogtepunte en hierdie laagtepunte nie, ons soek 'n oplossing.
En dit is wat ons in hierdie verhaal gaan sien. As ons kyk na Petrus en Pinksterdag, dan sien ons die oplossing vir die probleem, die oplossing vir die vlees, die oplossing vir hierdie op en af lewe, die tuimeltrein lewe. En ons sien dit alles, en ons gaan daarby uitkom met die uitstorting van die Heilige Gees. So kom ons gaan kyk. Wat gebeur met Petrus rondom Pinksterdag? Ons eerste gedagte vanaand, ons het net 2 gedagtes, so ek gaan u nie lank besig hou nie. Ons eerste gedagte is Petrus en die belofte van Pinksterdag. Handeling 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Maar ons fokus op, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Die bekendste gedeelte van die belofte wat op Pinksterdag gebeur het. Maar dit was nie die eerste keer wat hulle dit gehoor het nie. Dit gaan eintlik alles terug na Johannes 13 en 14, 15, 16 toe. So wat gebeur is, die Here Jesus was die disippels se voete. Natuurlik, Petrus is daar en eers sê hy, u sal in die ewigheid nooit my voete was nie. Ons ken mos vir Petrus met sy impulsiwiteit. Direk daarna wat die Here vir hom sê, maar dit moet so gebeur, sê hy, Here, nie net my voete nie, maar sommer my hande en my hoof ook. Toe wil hy amper alles gewas het. En net daarna voorspel Jesus, verraai, en hy begin met 'n baie belangrike gedeelte na dit alles. Terwyl hulle daar by mekaar was, terwyl hulle nou net dit alles deur is, begin hy sy laaste onderwys aan sy disippels. Dis dan ook so in Johannes 14, 15 en 16, die opskrifte, laaste onderwys aan die disippels, want die Here Jesus leer hulle. Sy, ons kan amper sê, slotboodskap voor hy moet gaan. En ons lees in Johannes 14, vers 15, 16, ons gaan later 17 ook lees, as julle my lief het, my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. So daar het hulle al die belofte ontvang in Johannes 14. Dan in Johannes 16 brei die Here Jesus dit uit, en hy leer vir hulle, dat die Gees sal kom, en hy gaan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons ken die gedeeltes. Hy sê die Gees sal hulle in die hele waarheid lei, en hy sê die Gees sal vat van Jesus, en hy sal dit verkondig, en hy sal die Here Jesus verheerlik. Maar hulle kry in daar in Johannes die belofte van die trooster, die Heilige Gees wat die Vader sal stuur. Dan gaan tyd verby, die Here Jesus word verraai deur Judas soos wat hy voorspel, die Here Jesus word gevange geneem, en ons lees dan die disippels spat uit mekaar uit, ons het gelees wat met Petrus daar gebeur, die Here Jesus word gekruisig, hy mos aan sy disippels, uiteindelik by Handelinge 1, die hemelvaart van die Here Jesus. En daar lees ons 2 dinge oor die belofte. Die eerste is, hulle moes wag. Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte wat hy gehoor het. So hy verwys nog terug ook. Maar hy sê hulle moet wag. Vroeger in Johannes 14, 16 het hulle die hele belofte gehoor. Nou sê hy wag vir die belofte, en saam met dit brei vers 8, die bekende wat ons nou gelees het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. En so het Petrus en die ander disippels saam met hom die belofte van die Heilige Gees gehad. Veral daardie dinge wat Jesus gesê het, hy vir hulle sou doen. Die grootste daarvan waarop ons fokus vanaand is die krag. Maar julle sal krag ontvang. Bekende vers wat ons daar het. Maar ons kyk na die krag veral as 'n mens ons gedagte in berekening bring, wat die probleem is waaroor ons praat. Ons probleem is mos die vlees, ons probleem is hierdie op en af lewe, en terwyl die krag van die Gees hier genoem word, sê hy spesifiek sal getuies maak, maar die krag van die Gees, as jy deur die Nuwe Testament gaan kyk, dek baie meer as dit. Maar kom ons sê net geestelike krag,
gee die Heilige Gees. Nou ons lewe 2000 jaar na Pinksterdag, plus minus min of meer ongeveer, en ons baie beloftes vir ons in die woord. Veral beloftes oor die Heilige Gees. En een van daardie beloftes is wanneer ons die verandering, die eerste verandering deurgaan, gered, dan ontvang ons die Gees van God. Hy kom woon binne in ons. Daai belofte wat die Here Jesus vir hulle in Johannes 14 gegee het. Hy sê vir hulle in vers 17, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan word dit bevestig in die woord. Wanneer ons kinders van die Here word, ontvang ons die Gees op 'n paar plekke, maar ek lees net die bekende 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en So die eerste belofte wat ons het, is, as kinders van die Here, is die Heilige Gees binne in ons. Dieselfde Heilige Gees waarvan ons in die woord lees. Ek vra vir die kinders in nou Sondag wat verby is, dan doen ek elke oggend 'n vasvra met hulle en ek vra vir hulle, wat's die eerste boek in die Bybel wat jy van die Heilige Gees lees? En baie van die kinders het gesê Handelinge. Genesis 1 vers 1. Lees 'n mens die eerste keer van die Heilige Gees. Daar staan Elohim. So dis die drie enige God wat van gepraat word. En dan net daarna die Gees van God wat oor die Maar die Gees wat reg deur die woord word, dis dieselfde Gees wat in ons is, dieselfde Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, die een waarvoor die disippels moet wag, die een wat die Gees van God genoem word, dis hy wat binne in ons is. Saam met dit 'n magdom beloftes. Hy gee vir ons die sekerheid dat ons kinders van God is. Hy gee vir ons sekerheid dat ons al deur daai eerste verandering is. Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Saam met dit die belofte, hy is binne in ons en hy verseël ons. Efesiërs 4 vers 30. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Die belofte waarop ons wil fokus. Die belofte wat die disippels ontvang het. Daai belofte is ook daar vir ons, die krag van die Heilige Gees. Die Griekse woord vir krag, daar's dynamos, die krag van die Heilige Gees. Maar ervaar ons altyd daardie krag van die Heilige Gees? Sien ons dit dag tot dag in ons lewens? Ons sien dit nie altyd. Ons ervaar nie altyd daardie krag nie, en dis juis hoekom ons hierdie op en af lewe het. Dis juis hoekom ons hierdie hoogtepunte wat nou meer vir die vir ons gee, maar want die vlees laat ons struikel. So as ons die Gees het en ons het die belofte van krag, wat is die probleem? Hoekom ervaar ons nie al krag nie? Hoekom ervaar ons nie die belofte van Handelinge 1 vers 8 nie? Wat moet ons doen? Dit sien ons in Petrus se verhaal. Hoe hy en die ander hierdie krag ontvang het. En dit bring ons by ons tweede gedagte. Petrus en die uitstorting op Pinksterdag. Ons lees vers 4 van Handelinge 2. En hy is gevul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So nadat Petrus en die disippels nou die belofte ontvang het, saam met die opdrag, bly daar, doen hulle presies wat die Here vir hulle sê. Hulle bly in Jerusalem, hulle wag op die belofte, en ons vind hulle in Handelinge 1 in die bovertrek, hulle almal is eendragtig saam, hulle bid, Handelinge 2 is hulle eendragtig by mekaar, en dan gebeur daar iets. Die belofte van die Here Jesus word 'n werklikheid. Dit wat hy vir hulle gesê het, dit wat hy voorspel het, dit gebeur op die eerste dag van die Pinksterfees. En op hierdie spesifieke Sondag word die Heilige Gees uitgestort. En ons lees presies wat gebeur. Gelyk soos 'n rukwind, tonge soos van vuur, en uiteindelik vers 4, hulle word met die Gees vervul. En elke belofte wat die Here Jesus gemaak het, word hulle deel. Op daardie een oomblik. Die oortuiging van sonde, geregtigheid en oordeel, die lei hulle in die waarheid,
die feit dat hy uit Jesus sal neem en verkondig en die Here Jesus verheerlik, en Handelinge 1 vers 8, dat hulle krag sal ontvang. Dit alles gebeur net daar. In een oomblik word dit hulle deel. Petrus ingesluit, ons fokus ons op hom, die uitstorting van die Here, maar Petrus was onder hulle. En met die vervulling gebeur die tweede groot gebeurtenis in Petrus se lewe. Die eerste was waar hy besluit om die Here Jesus te volg, die tweede verandering is die vervulling van die Heilige Gees. Nou iets waarop ons moet let, mense nie altyd raak sien nie, is die vervulling van die Gees is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Hoekom nie? Ons lees in Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid begin spreek. Hulle is weer met die Heilige Gees vervul. Ons gaan nog daaroor gesels. Maar hierdie ondervinding word herhaal. Maar eers net die punt, daar gebeur iets met Petrus op Pinksterdag, met die uitstorting, dit is, hy word vervul met die Gees. En dit bring ons terug na ons toe. Dit wat op Pinksterdag gebeur het, gebeur nie noodwendig nou so. Op Pinksterdag, dit was 'n spesiale dag gewees, hulle het die Gees van God ontvang, en hulle is vervul met die Gees. Maar weer eens, dit is 'n spesiale gebeurtenis. Hulle het klaar saam met die Here Jesus gewandel, hulle was klaar, kom ons noem dit Ou Testamenties gered, want die Nuwe Testament het ingetree met die uitstorting. En toe die Gees uitgestort word, toe word hulle Nuwe Testamenties gedoop. Toe ontvang hulle die Heilige Gees, hulle word gedoop met die Heilige Gees, hulle word verseël. Maar omdat hulle reeds die pad met die Here Jesus gestap het, en omdat hulle die apostels was, die begin van die kerk, is hulle net daar en dan met die Gees vervul. Maar dis twee gebeurtenisse. Waar 'n mens die Gees ontvang, en waar 'n mens met die Gees vervul word. Dis twee verskillende gebeurtenisse. En ek sê dit nie ligtelik nie, en ek sê dit nie uit nie, ek gaan vir u wys in die woord, hoekom sê ons so. Wanneer ek 'n kind van die Here word, ontvang ek die Heilige Gees. Ons het daarna gekyk nou, ons het na verse gekyk, soos 1 Korintiërs 3 vers 16, maar dit word elke keer as 'n feit gesê. Weet julle nie dat die Gees van God in julle woon nie? Dis 'n feit. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders. Dis 'n feit, en daar word nooit vir kinders van die Here geskryf, hulle moet die Gees ontvang nie, nooit nie. Daar word geskryf, jy moet weergebore word, en dan deur dit word jy ontvang, of word gebore deur water en Gees, maar daar word nooit gesê, hulle moet dit doen nie. Dit gebeur. En ons nooit 'n herhaling nie, as iemand die Gees ontvang, dan ontvang hy hom in die Nuwe Testament. Ons lees nooit van 'n herhaling nie. Maar met die vervulling van die Gees. Het ons klaar gesien, Handelinge 2 en 4, daar's 'n herhaling. Behalwe vir dit, daar's 'n opdrag vir kinders van die Here. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn, losbandigheid, maar word met die Gees vervul. So ons sien duidelik onderskeid tussen ontvang die Gees en word vervul met die Gees. Hier word beveel om iets te doen. So hoe word mens met die Gees vervul? Om die Gees te ontvang, moet ek wedergebore word. Daar die eerste verandering wat ek deurgaan, en ons kry die Gees, dit word die inwoning van die Gees genoem. Maar om vervul te word met die Gees, twee verskillende goed wat ons moet doen. Ons gaan dit nou weer eens net so vinnig sien. Nou, omdat ons dit weet, omdat ons weet ons het die Gees ontvang, omdat ons die belofte het van geestelike krag, sukkel ons nog met laagtepunte, want ons moet vervul word met die Gees. Onthou die probleem waarna ons kyk, die probleem is die vlees, die probleem is laagtepunte, ons soek die oplossing. Die oplossing, Galasiërs 5 vers 16, so ons kyk, hoe word ons met die Gees vervul? En ons kyk tegelykertyd na, wat is die oplossing vir die vlees? Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Daar is die oplossing.
word vervul met die Gees, of Galasiërs noem dit, wandel deur die Gees. Maar wat is dit? Wat beteken dit? Hoe moet ek vervul word met die Gees? Nou eerstens is dit 'n totale oorgawe, waar ek die Here in beheer van my lewe stel, en ek vertrou dan, die tweede, dat die Here hierdie werk sal doen. Want vervulling met die Gees is 'n werk van God. Dis iets waarvoor ons hom moet vertrou. Nou kom ek gebruik 'n voorbeeld. Ons dosent op Kweekskool het die voorbeeld gebruik, en dit was vir my weens treffend, so ek deel dit met u. Nou hulle sê, as ons lewe kan vergelyk met 'n kar, ons geestelike lewe nou, en ek bestuur, dan is ek mos in beheer. Maar wanneer ek stop en ek tel iemand op, dan is daai persoon nie in beheer van my lewe nie. Hy is net in die kar. Hy ry net saam, maar hy is nie in beheer nie. Maar wanneer ek stop en ek klim uit en ek gaan sit in die passasierssitplek, dan wat doen ek? Ek gee beheer oor. Ek sê, jy kan maar bestuur. Maar dan moet ek ook vertrou, daai persoon klim in, hy maak die deur toe, hy trek weg en hy bestuur. Hy neem die stuurwiel en hy begin ry. Hy neem beheer van my kar. Nou dis hoe geesvervulling werk. Die Gees is binne in my kar, die Gees is binne in my as kind van God, maar ek moet eerstens beheer oorgee. Myself oorgee aan hom, en dit is hoe 'n mens wandel deur die Gees. Dis 'n oorgawe. En dan 'n vertroue. Vertrou dat die Gees beheer sal neem. Vertrou dat God my met sy Gees sal vul, al meer en meer. Dan word daardie beloftes ook 'n werklikheid vir my. So is geestelike krag. Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En ek kry oorwinning deur die krag van die Gees. So daai probleem wat ek het, die probleem wat Petrus gehad het met sy laagtepunte, die probleem wat Paulus gehad het met die sonde wat heeltyd so gepla het, dit alles word opgelos deur die vervulling van die Gees. Paulus skryf dit ook in Romeine 8. En ons het dit nodig. As kinders van die Here het ons dit nodig. Ons moet by daai plek kom waar ons sê, Here, maar ek kan nie meer met hierdie laagtepunte nie. Ek kan nie meer met hierdie teleurstellings, hierdie struikel, elke keer wat ek die Here val nie. Ek moet 'n begeerte hê om ten volle aan die Here oor te gee en te vertrou dat ek deur sy Gees kan lewe, dat ek deur sy Gees gelei kan word, want daarin is oorwinning. En dis iets wat duidelik sigbaar in my lewe sal wees, maar dit sal ons nou môre aand eers by uitkom. Maar soos Petrus en die disippels die belofte ontvang het, soos dit 'n werklikheid geword het met die uitstorting van die Gees, toe hulle met die Gees vervul is, so moet ons met die Gees vervul word. Hoe word ons met die Gees vervul? Dis daai totale oorgawe, Here, my lewe is in die hande, ons sing baie keer 'n lied, my alles op die altaar, en dan vertrou ek. Vertrou die Here sal dit doen. So dit is die tweede groot gebeurtenis in 'n mens se geestelike lewe. Ons is terug by daai prent op die bord. Die eerste verandering het plaasgevind, ons is gered, ons volg Jesus, en dan het ons hierdie tuimeltrein lewe, die op en die af, die hoogtepunte en die laagtepunte, en dan die tweede verandering, vervulling met die Heilige Gees. Daai groot gebeurtenis. En môre aand gaan ons dan so bietjie meer praat oor die effek, as ek nou daar kom, as daar die lyn in my lewe is, wat gebeur dan? En dan sien ons dit in die lewe van Petrus. Maar daarmee sluit ek af. So ons het gekyk na Pinkster en Petrus en Pinksterdag. Ons het die belofte gesien wat voor die tyd gemaak is, en ons het gesien waar die Gees uitgestort is en hulle vervul is met die Heilige Gees. Nou ons het beloftes. Ons het beloftes dat ons die Gees ontvang wanneer ons kinders van die Here word. Dis reeds 'n werklikheid vir ons as kinders van die Here. Ons het die belofte dat hy saam met ons getuig ons is kinders van die Here, en ons het dit, en ons het dan die belofte dat ons verseël is, wat ook reeds daar is, maar dan is daar beloftes wat meer en meer duidelik word, hoe meer ons met die Gees vervul is, soos geestelike krag, oorwinning van die vlees, leiding deur die Gees, dit alles kom by Geesvervulling. Daarom is dit iets wat ons as kinders van die Here na moet smag, wil hê in ons lewens. Mens word moeg vir daardie laagtepunte, daai frustrasie om gedurig te val, daai teleurstelling te ervaar. As ons dink dat ons die Here Jesus val, hoe het Petrus nie gevoel
toe die Here Jesus hom in die oë kyk, en die haan het gekraai, en hy weet dat die Here Jesus verloor. So 'n mens soek 'n oplossing. En daai oplossing is vervulling met die Heilige Gees. So kom ons maak seker, want dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, en ons gaan bietjie verder daarna ook kyk. Ons moet seker maak, ons is oorgegee aan die Here, en ons moet seker maak, ons vertroue is in hom, dat hy hierdie werk in ons lewens doen. Die tweede groot gebeurtenis in ons lewens, om met die Gees vervul te word. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dit is weer vir ons so duidelik vanuit U woord, Here, dat wanneer dit by die beloftes kom, wanneer dit by die vervulling kom, dis elke keer van U kant af, Here. U het daardie beloftes gemaak, U het die Gees gegee, U is die een wat ons vervul met U Heilige Gees, en kan ons net dankie sê, Here, en ons besef weer eens, dis ons wat baie keer in die pad kom. Dis die vlees, dis die feit dat ons nie wil oorgee nie, en dan weet ons, Here, wanneer ons oorgee, U gee daardie belofte, wandel deur die Gees, en julle sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Daarom is dit ons begeerte, Here. Ons wil vervul wees met U Gees. Dis die begin van 'n wonderlike lewe vir U, Here. Dis die begin van herlewing in iemand se lewe. Dis die begin van herlewing in 'n gemeente om vervul te wees met die Heilige Gees. En ons bid, Here, vul ons met U Gees. Meer en meer elke dag, dat ons kan leef in U krag, en dat ons U lig na buite kan laat skyn. Ons sê vir U dankie dat ons dit kan bid, ons vertrou U, ons oë is op U, en ons bid dan so nie net vir hierdie aand nie, maar ook vir môre, en dan ook môre aand vir ons weer by mekaar kom. Breek die woord vir ons oop, trek ons nader aan U. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons sing dan 'n slotlied